Ons het afgeskop met 'n reeks oor die bergpreek. As dit dalk jou eerste keer is, moet regtig nie bekommer nie. Dis nie soos 'n sepie waar jy die een se gesigsuitdrukking moes gesien het laasweek om te weet wat hierdie week gaan gebeur nie. Dit is los van mekaar, maar dit vorm op die ou ende 'n geheel wat vir ons tog sekere lyne uittrek. En soos die lyne kom, sal ek dit graag met julle deel, sodat ons net daai konsepte kan vasvat. Ons weet dat die Bybel is die boek wat meer as 5 biljoen kopieë al verkoop is, en ons hoop en glo dat mense dit lees. Dis die boek wat die meeste verkoop word in die hele wêreld van alle dokumente wat nog ooit bestaan het. Die gedeelte van die bergpreek is in Matteus 5 tot 7, en dit is die gedeelte in die Bybel wat weer die meeste gelees word, in hierdie boek wat die meeste gelees word. Hierdie 3 hoofstukke is een preek, een gedagte, een dagse gesels met mense, waarin hy in die begin van sy bediening die fondasies, die grondbeginsels van God se gedagte oor lewe met ons kom deurpraat het. En in hierdie 3 hoofstukke gaan daar telkens, kom ons terug, na 1 of 2 baie belangrike konsepte. Een van hierdie konsepte wat ek nou vandag vir jou wil gee is, daar is 2 soorte koninkryke moontlik. Daar is God se koninkryk, en binne in God se koninkryk regeer God se idee van hoe lewe moet lyk. Sy reëls, sy antwoorde, sy optredes, sy beginsels, sy wet. En in daardie koninkryk van God is daar biljoene engele, disippels van Jesus oor die eeue heen, mense vandag wat lewe, wat sê, ek gee my lewe volledig vir Jesus se idee, vir God se koninkryk. En aan die ander kant is daar die wêreldse koninkryk. In die wêreldse koninkryk is daar ook biljoene mense, en waarskynlik demone en booshede, wat in hulle eie koninkryk volgens hulle eie reëls, hulle eie besluite neem. En hier bots elkeen se idees met die ander een. En ons groepeer onsself in groepe waar ons veilig voel. Mense wat soos ek dink, mense wat al soos ek seer gekry het en my eie seer verstaan, en mense wat my aanvaar. En daarom in hierdie koninkryk moet jy versigtig wees met wie jy praat, wat jy sê en hoe jy optree. Want in hierdie koninkryk sê 'n skewe woord en jy word my vyand, dan is jy nie meer in my kringetjie nie, en dan skuif ek jou uit en ek maak met jou waar dit vir my gemaklik en veilig voel. Want ek moet my eie koninkrykie, ten spyte van al hierdie ander biljoene koninkrykies, moet ek nog steeds laat handhaaf. Ek moet nog steeds veilig voel. Ek moet nog steeds my eie ding kan doen. Ek kan voel ek kan asemhaal. Mense het die 2 keuses. Reg deur die eeue, van die begin van die mensdom af, het jy die keuse of jy in die wêreldse sisteem gaan funksioneer, en of jy in die Gods koninkryk sisteem gaan funksioneer. Met die begin, die eerste 2 weke wat ons gepraat het oor hierdie reeks, het ons gesê, Jesus het gesê, daar is nou goeie nuus vir alle mense. Die goeie nuus is, jy kan oorbeweeg van hierdie kant na God se koninkrykskant. Dis beskikbaar vir jou. Jesus maak dit vir alle mense oop. Dit is jou keuse. Of jy van hierdie koninkryk met hierdie chaos en hierdie onsekerheid en hierdie onveiligheid, of jy ergens vir jou 'n basis van sekuriteit wil bou,
waar jy sê, ek sal eerder my eie idees prys gee en na Jesus se kant toe oorbeweeg. Die res van hierdie hoofstukke sê, as jy sê jy wil dit doen, is dit nie 'n ding van, in die week is ek hier, en op 'n Sondag is ek hier nie. Dit is 'n keuse wat jy maak vir 7 dae van die week, 365 dae van die jaar, vir so lank as wat jy asem het in jou longe. Of dit goed gaan, en of dit sleg gaan. Of dit swaar is, en of dit goed is. Of dit droogte is, en of dit reën. Maak nie saak nie. Jy het 'n keuse gemaak om te sê, dis nie goed vir my in die wêreldse koninkryk nie. Dit is vir my goed in God se koninkryk. En daarom moet ek my lyf, my kop, my woordeskat, my alles kondisioneer om die hele tyd ondergeskik te kom aan God se koninkryksreëls. En nou die res van hierdie paar hoofstukke, haal Jesus 'n sekere klompie aktuele onderwerpe uit. En hy sê, wanneer ons in hierdie koninkryk sien hoe mense so opereer, dan wil ek vir jou sê, in God se koninkryk lyk dit anders. In God se koninkryk gaan jy anders moet kyk, anders moet dink, en as dit vir jou aanloklik is, skuif oor. Die deur is oop. Dis welkom. Ek wil jou daar hê. Jy kies. Gaan jou nie manipuleer nie. En daarom is daardie opsie reg deur die eeue, ook vandag, en ook volgende Sondag, en ook volgende jaar, beskikbaar vir my en vir jou. En ons het waarskynlik al agtergekom dat ons baie lank terug in ons lewe gesê het, nie goed in die wêreldse koninkryk nie. Dit is nie reg vir my nie, ek wil nie hier wees nie. En dat jy gesê het, ek neem Jesus aan as my verlosser. Maar dan kom jy deur die loop van die week, en jy kom agter, ek het neigings wat my terugtrek na hierdie chaos toe. Daar's goeters in my lewe, omstandighede, wat ek nog nie klaar deurgewerk het, klaar oorwin het nie, en dit trek my terug, om op die ou ene soos die wêreld te dink, terwyl ek eintlik sê, maar ek behoort in God se koninkryk. En dit maak my skaam, dit maak my partykeer terugtrek van die kerk af, want ek weet ek leef nie soos ek moet nie, ek dink nie soos ek moet nie, ek doen nie soos ek moet nie. En daarom wil Jesus vir my en vir jou deur hierdie reeks lei. En hy wil vir ons inligting gee, sodat jy elke week van vooraf kan besluit, waar wil ek wees? En wanneer is ek gereed om dit wat ek raak sien, 'n besluit oor te neem? En te kyk of hierdie besluit dalk nou langer gaan hou as die vorige een. Ons is nie een volmaak nie. Julle sal onthou, ek het al met week 1 se einde gesê, hierdie is vir my 'n moeilike reeks. Omdat ek besef, dit is so maklik om die woorde te sê. Ek doen dit elke Sondag dat 'n mens kan preek. But you got to practice what you preach. Dit moet nie net iets wees wat ek vir julle kom vertel nie. Dit moet iets wees waaroor ek self besluite neem. En ek dink baie keer oor besluite wat ek al in my lewe gemaak het. Optredes wat ek al gedoen het. Goed wat ek al gesê het. En ek dink, hoe kon ek so stupid wees? Hoe kon ek dit doen? Die sê Jesus dit dan. Ek het dit seker al 100 keer deurgewerk. Hoe is dit moontlik dat iemand wat sê, ek is uitverkoop aan die Here, nog steeds hierdie goed kan doen? En daarom is dit nie altyd eenvoudig om oor die goed te preek nie. Ek wil hê jy moet weet, dit is nie net 'n paar woordjies wat ek op 'n Sondag sê, om jou lewe voller te maak nie. Hierdie goed maak saak. Dit wat ons hier doen, is nie 'n
'n mooi gebaar van goeie mense nie. Hierdie is 'n stryd tussen my koninkryk en God se koninkryk. En wie gaan wen? En wie wil ek hê moet wen? En aan wie lê my loyaliteite? En waar hoort my aksie, my dade, my woorde te lê? Ek wil nie hê dit moet goedkoop klink nie. Daarom is dit vir my nogal 'n moeilike onderwerp. Daarom kom ons begin deur net 'n paar woorde saam te bid. Hemelvader, elkeen wat hier is en u weet, my stem is nie op sy beste vandag nie. En ek wil vra dat u op 'n wonderlike manier al ons oorkanale sal oopmaak tot diep in ons siel om te hoor wat u wil sê. Ons weet dat dit ook 'n mens is wat hierdie goed sê met God se opdrag. En dit is so maklik om God se opdrag met menslike woorde te swaai soos wat dit gemaklik klink. Help ons om verby dit te kyk en die suiwer evangelie te hoor, asof ons daardie dag saam met Jesus sit. Saam die aardskuddende woorde te hoor. Net u Gees kan dit laat gebeur. Ons is nie daartoe in staat nie. En 'n mens is ook nie daartoe in staat nie. Wees ons genadig. Praat self met ons. En breek die woord vir ons oop. Amen. Geliefdes, ons gaan lees Matteus 5 vanaf vers 10 tot 20. Ek wil graag net noem dat die preke word opgeneem soos elke ander Sondag, maar wat nou anders is nadat dit verwerk is, stuur dit vir my persoonlik ook aan, dit is nie net op die webblad nie. As jy sê jy wil graag na die tyd so 'n boodskap vir iemand, een van jou vriende of vriendinne aanstuur, of jy wil dit graag vir jouself weer verder oordink, stuur vir my net 'n WhatsApp, jy het my nommer, en dan kan jy net sê stuur vir my die preek en ek sal dit vir jou aanstuur. Dit sal gewoonlik so teen 'n Woensdag, Donderdag wees wat ek vandag sin vir jou kan stuur. Ek is ook afhanklik van mense wat hulle tyd moet gebruik om dit te filter en reg te maak en dan op die webblad te sit. Maar ek beloof ek sal dit vir jou aanstuur. As jy vir my sê stuur vir my, sal ek vir jou daai boodskap aanstuur. En as jy die voorgees wil hê van die reeks, kan ek dit ook doen. Goed, kom ons begin. Matteus 5 vanaf vers 10. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van wat voor God reg is, want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word en allerhande leuns oor julle versprei word, omdat julle my disippels is. Wees bly, ja, jubel daaroor, want God sal julle ryklik daarvoor beloon. Onthou, so het hulle die profete voor julle ook vervolg. Julle is die sout van die aarde, wat die sout, kom ons begin voor. Julle is die sout wat die aarde 'n beter plek moet maak. Maar as die sout verslaan het, kry jy dit op geen manier weer sout nie. Dit is totaal onbruikbaar. Al waarvoor dit goed is om buite op die straat uitgegooi en deur die mense plat getrap te word. Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en maak dit onder 'n emmer toe nie. Inteendeel, jy sit dit bo op die lampstander, dan maak dit lig vir almal in die huis. Julle moet so voorbeeldig lewe, dat julle 'n helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit sien, en julle hemelse Vader daarvoor prys. Julle moenie die rede vir my koms misverstaan nie. Ek het nie gekom om 'n streep deur die wet of die profete te trek nie.
Ek het gekom om die ware bedoeling van die God se wet te laat uitkom. Ek verseker julle, al sou die hemel en die aarde ophou bestaan, sal die wet definitief tot in sy fynste detail geldig bly, totdat God se bedoeling daarmee bereik is. As jy dus die kleinste van God se opdragte opsny, op sy sou skuif en ander leer om dit ook te doen, sal jy die kleinste wees in God se koninkryk. Maar as jy God se wet tot in sy kleinste detail respekteer en gehoorsaam, sal jy groot wees in sy koninkryk. Want ek sê vir julle, as julle nie die skrifkenners en die fariseërs oortref in hoe hulle julle God se wil uitleef nie, sal julle beslis nie toegelaat word in sy koninkryk nie. Tot sover die woord van die Here. Ons het agtergekom dat in die eerste vers van hierdie gedeelte van hierdie preek praat Jesus van twee groepe mense. Die twee groepe mense wat hiervan gepraat word is, nadat hy gaan sit het, eers staan daar, hy het gestap, skare mense het hom gevolg. Dan staan daar, hy het gaan sit, en sy disippels het na hom toe gekom. En dan later hoor ons weer, maar die skare was ook daar, want dis toe nou waar die brood en die vis vermeerder was en hulle kos gegee is, en al die, so dit was alles deel van hierdie een storie. Ons het dus hierdie twee groepe mense wat saam met Jesus loop. Daar is omtrent in Matteus 40 keer wat daar melding gemaak word van die skares. Dit is dieselfde skares wat later sou skreeu, kruisig hom. Mense wat na Jesus kom om na hom te luister, is nie noodwendig deel van die tweede groep nie. Dit is nie noodwendig mense wat gekies het om Jesus hulle verlosser en saligmaker te maak nie. Die tweede groep word gedefinieer met die woord disciples. Dis waarmee ek en Philip nou hierdie jaar baie oor gaan praat. Wie is hierdie groep mense wat disciples is? Die Bybel van Matteus se evangelie praat min of meer 70 keer van disciples, twee verskillende groepe mense. Wie was hierdie disciples? Op verskillende tye en op verskillende geleenthede het dit verskillende mense uitgebeeld. Ons ken die term wat hulle praat van die disciples as die 12, en baie van ons ken die Bybel al so goed dat al 12 se name ek sou kon opnoem. Dan is daar 'n ander plek waar Jesus praat van tot 72. En hy het hulle 2 uitgestuur om by die dorpe die boodskap te gaan gee waarby hy nie kon uitkom nie. So Jesus kon nie oral wees nie. En hy het sy disippels 2 uitgestuur om die dorpe waar hy nog graag wou uitkom, solank die boodskap te gaan uitleef. Disciples is dus mense wat op 'n stadium deel van die skare was, wat na hierdie 2 koninkryke storie geluister het, en gesê het, ek hoort nie in die wêreld se koninkryk nie, ek wil in God se koninkryk wees, en hulle het die skuif gemaak, hulle het die uitnodiging aanvaar, en hulle het oorbeweeg van die wêreldgroep na die Gods koninkryksgroep. En hulle het daarna 'n keuse gemaak dat Jesus sal my riglyn wees. Hulle het gehoor dat hierdie Jesus sê, ek sê net wat ek die Vader hoor sê, ek doen net wat ek die Vader sien doen. En daarop het hulle besef dat as hulle Jesus gaan bestudeer,
dan sal hulle uit sy woorde sal hulle agterkom wat God praat. Uit sy manier van dink sal hulle agterkom hoe God dink. Uit sy manier van optree sal hulle agterkom, so tree God op. Uit die keuses wat hy maak sal hulle agterkom, dit is hoe God wil hê ons moet kies. En hulle het eenvoudig heel hartig besluit, dit is die manier om te leef. En hulle het telkens in hierdie tweestryd ook gesit, waarmee ek en jy sit. Paulus praat hiervan, dat daar een van sy groot volgelinge, disipel van Jesus, saam met hom sending uitreike gaan doen het, en dat hy op 'n stadium hartseer sê, Demas het die teenwoordige wêreld lief gekry. Hy het terugbeweeg na sy eie koninkryk, na sy eie oplossings, en hy het daar vir hom 'n plekkie gaan oopkap, wat vir hom gewerk het. Ons sien hoe die disipels hiermee sukkel. Ons sien hoe 'n Judas en 'n Petrus en 'n Jakobus, gewone mense wat ons nou al opgehemel het as hierdie superchristene, ons sien hoe hulle ook hiermee sukkel. So die mense wat disipels geword het deur die loop van die tyd gesê, ek besef dat om in hierdie koninkryk te leef, het nie 'n blywende resultaat nie. Dit werk nie. Ons doen dit dag vir dag, ons veg dag vir dag vir ons ou plekkie. Dit werk nie. En hulle het elke nou en dan, deur die loop van Jesus se bediening, deur die loop van Paulus en Petrus en watter predikant ook al daarna gekom het, tot vandag toe, was daar van tyd tot tyd mense wat gesê het, ek wil uit hierdie koninkryk oorbeweeg na God se koninkryk toe. En die opsie is vandag vir jou en vir my net so geldig. Dit kan dalk vandag jou dag wees. Of dalk was laasweek, of 10 jaar terug. Maar die geleentheid is oop, en dit is beskikbaar. En tog weet ons, gelowiges kry dit nie altyd reg nie. Daar is ook iets soos boosheid. Wat is boosheid? Kom ons begin deur eers te sê vanuit God se koninkryk, liefde maak boosheid dood. Liefde oorwin alles. As ons dit wil hieroor praat, is liefde is om die goeie te wil. Boosheid is om die teenoorgestelde te doen. Boosheid is om nie die goeie te wil nie. Boosheid fokus op iets anders. Jesus praat later in hierdie preek, leer hy sy disippels hoe om te bid. Dan sê hy vir hulle, in een gedeelte sê hy, laat u koninkryk kom hier op aarde, soos wat dit in die hemel is. En net 'n rukkie daarna sê hy, verlos ons van die bose. Jesus weet, hierdie twee goed is 'n realiteit in my en in jou lewe elke dag. Ons is vasgevang tussen hierdie twee goed. Die boosheid is 'n realiteit. Maar boosheid, hier is 'n belangrike sin, kyk of jy dit kan hoor. Jesus sê, boosheid is nie iets wat met ons gebeur nie. Boosheid is iets wat binne in ons gebeur. Hy sê op 'n stadium, dis nie wat by die mond ingaan wat jou onrein maak nie, maar dis wat daar uitkom. Dis iets wat binne in jou is, wat die boosheid laat uitkom. Dis hierdie ou koninkryk, dis hierdie wêreldse koninkryk, waarin ons nog so vasgevang is. Dis hierdie tentakels wat ons emosies en ons siel en ons wil en ons hoop en alles so kom infiltreer het, en so kom opvoeder het, dat
ons baie keer so vasgevang is in hierdie goed, dat dit op 'n stadium net uitkom. Ek ry in die kar en 'n taxi gaan oor 3 bane en veroorsaak amper 'n ongeluk en ek skrik my in 'n ander geloof in en dan kom daar goed uit wat nie daar moet uitkom nie. Iemand sê iets stupids by die werk en ek dink, rarig, jy moes maar beter geweet het. En my kop dink goed, wat nie in die koninkryk is nie. En dan besef ek, boosheid is nie iets van buite af wat met my gebeur nie. Dis my reaksie, dis iets wat binne in my is. My koninkryk, my wil word bedreig. En dan reageer ek, en ek pop, en ek sê, en ek praat, en ek dink. Ek het een keer hierdie sin gehoor en dit het my baie getref. Mense met seer maak seer. Dis eintlik 'n Engelse gesegde. Blessed people bless people. Hurt people hurt people. En ek besef elke keer dat wanneer iemand my seer maak, te nakom, nie erken nie, nie raak sien nie, nie eerbiedig nie, watter woorde jy ook al wil sê, het dit veel meer te doen met my eie seer, met my eie tekortkominge, met die manier hoe ek na die lewe kyk. En telkens is dit 'n stryd om te sê, klim uit hierdie wêreldse koninkryk uit. Wat sou Jesus doen? Wat sou hy sê? Hoe sou hy dink? Hoe sou hy reageer? En doen dit. Veel eerder as om in 'n sekonde te reageer oor wat vir jou gemaklik klink. Seer maak word partykeer 'n verdedigingsmeganisme. Maar mense wat nie leer om seer te laat gaan nie, en iemand moet dit hoor vandag, mense wat nie leer om seer te laat gaan nie, eindig om mense seer te maak op maniere wat hulle beskou as hulle eie oorlewing, hulle eie beskerming, en dit doen skade. Dan word die beskerming van ons eie koninkryk so 'n groot prioriteit, dat boosheid 'n manier van leef word. En dit het die potensiaal om in elkeen van ons te wees. Kom ons raak 'n bietjie meer prakties, want dit is nog baie teoreties tot hier toe gewees. Kom ons noem 'n paar kenmerke op van boosheid. As jy dink jy moet iets in die geheim doen, iemand moet nie daarvan weet nie. Rooi liggie, eie koninkrykie, my willetjie, my eie oorlewing, al die rooi liggies moet aangaan. As jy iets in die geheim moet doen, moet net nie vir daai een sê nie. Dan weet jy, iets is nie meer reg nie. Die tweede ene, as dit jou eie behoeftes en jou eie voordeel bewerk, as jy agterkom, dit gaan nou net oor my, dan moet al die rooi liggies aangaan. Derde ene wat daaruit vloei, as dit ten koste van iemand anders gaan wees. As iemand anders na die tyd gaan sê, wat? Dan moet jy weet, dit was boosheid wat jou hiertoe gedryf het. En ons het die vermoë om boosheid in die mooiste geestelike taal te plooi. Kerktaal het die ongelooflike krag om mense te manipuleer na hulle eie koninkryke toe. Ons moet versigtig wees daarvoor. En die rede hoekom ek hardop gesê het, is omdat ek weet dit leer my. Ek is nie besig om vir julle sleg te laat voel nie. Ek is besig om my eie karakter te toets voor die Here. Hoe word boosheid beveg? Hoe kry ons dit reg om boosheid te hanteer? Die eerste ding wat ek graag wil sê is, ons moet ophou om te sê, dis die regering se werk.
Wanneer boosheid met verdere boosheid gehanteer word, kweek dit meer boosheid. Boosheid gaan nie weg omdat daar met gewelddadigheid daarop gereageer word nie. Om die IRGC in Iran te hê, wat met outomatiese wapens, ongewapende 30, 40, 50.000 mense dood te skiet, net omdat hulle nie dink soos hulle dink nie. Dis boosheid. Dit gaan nie verander nie. Boosheid het Jesus 'n antwoord op gegee. Boosheid word beantwoord met liefde. Liefde maak boosheid dood, nie andersom nie. Liefde maak dat daar boosheid doodgemaak word. Regering se werk is om vir ons in 'n posisie te sit waar ons kan leef. Bou skole, kry riolering reg, maak water suiwer, gee vir ons genoeg kossekuriteit, maak dat daar elektrisiteit is. Dis hulle werk. Hulle werk is nie om boosheid te hanteer nie. Die polisie se werk is nie om booshede te beveg nie. Dis die kerk se werk en Jesus se roeping dat ons met liefde boosheid sal doodleef. Boosheid gaan daar wees tot aan die einde van die wêreld, want daar is 'n wêreldse koninkryk waarin mense hulle eie opinies het, hulle eie dinge doen. Die opdrag van gelowiges is dat ek en jy met liefde boosheid sal doodleef. As boosheid my aangedoen word, is die antwoord om dit met liefde te beantwoord. Anders gaan boosheid ook 'n vasdra plek kry in my eie lewe. Dan word die sirkel van boosheid verder en verder en verder. Wanneer 'n gelowige die boosheid oorgee aan God, dis wanneer die kringloop van boosheid gestop word. Jesus het 'n baie interessante kyk gehad oor hoe hy boosheid hanteer. Dit word vir ons hier in hierdie teksgedeelte aangehaal. Ek lees dit graag weer vir jou. Gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word. Wêreld van die boosheid, nê? Gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word en allerhande leuns oor julle versprei word, omdat julle gekies het om my disippels te wees. Wees bly, ja, jubel daaroor, want God sal julle ryklik daarvoor beloon. Onthou, so het hulle die profete voor julle ook vervolg. Jesus sê, as boosheid vel naby kom, is die oplossing dat jy dit oorgee aan die Vader, wat in die hemel is, en met hom daaroor sal praat in jou binnekamer. Selfs terwyl boosheid elke vorm van pyn oor Jesus laat losbars het aan die kruis, was dit sy oplossing om met sy Vader daaroor te praat. Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het boosheid op sy lewe gehad en hy het met sy Vader daaroor gepraat en gesê, Vader, hulle verstaan nie. Ek is bereid om in liefde te sterf, sodat hulle kan weet, die siklus van boosheid kan stop. Dis net dat die wêreld dit nog nie kon aanvaar nie. En ons sukkel ook daarmee. Ons het sekere forme van boosheid verchristelik. Ek is baie naby aan die einde, hoor. Ekskuus, is baie inligting vandag. Ons het sekere vorm van boosheid het ons verchristelik. Ek gaan vir jou 4 daarvan noem wat ek sommer net by myself ook opgetel het al. Die manier waarop ons iemand anders in 'n swak lig kan stel deur leuns en valshede te versprei en nie ons eie aandeel in 'n saak ook te erken nie. Dan begin ons gewoonlik met, het jy gehoor? Ons is meesters hierin. 'n tweede vorm, sarkasme. Mense probeer dit wegsteek as 'n vorm van humor. Maar diep agter dit, is daar ietsie agter, is daar ietsie anders.
Veroordeling. Die derde een wat ek graag vir jou wil gee. Ons skryf mense af op die klap van 'n duim. En ons het maniere om vir mense te laat verstaan, you are not part of my circle. Get out. En dit hoort nie so te wees nie. Daar's 'n nuwe term wat ek die afgelope tyd van bewus geraak het. Ek het dit geken vroeër jare as speak to the hand, the face is busy. Maar ons noem dit deesdae ghosting. Ek praat met jou, maar jy maak of jy my nie sien nie. Ek stuur vir jou 'n boodskap, jy antwoord my nie. Ek stuur vir jou 'n e-pos, jy reageer net nie. Jy maak of ek net eenvoudig nie bestaan nie. Nou wonder ek by myself, ek probeer deur die Bybel blaai en dink oor die karakter van God. Het hy dit ooit gedoen? Het hy ooit enige van hierdie goed gedoen? Het hy ooit probeer om iemand in 'n swak lig te stel, deur leuns en valshede te versprei? Nee. Was hy ooit sarkasties? Ek kan nie agterkom in die Bybel dat hy ooit sarkasties was nie. Het hy ooit veroordeel? Nee, hy het gesê, dis nie vir my om te oordeel, dis my Vader om te oordeel. Het hy ooit vir mense ignoreer gesê, ek het nie tyd vir jou nie? Ek kan nêrens in die Bybel optel dat Jesus een keer vir iemand gesê het, gaan weg, wil jy nie sien nie. Die wêreldse reëls is, jy maak my seer, dan maak jou terug seer, dubbel soveel. Die Romeinse ryk, as hulle bedreig word, het hulle jou doodgemaak. Wat gebeur op Golgotha, bly op Golgotha. Dit gaan nie verder nie. Maar nie hierdie keer nie. Die boosheid was beantwoord met liefde. Dood beantwoord met nuwe lewe. Skuld beantwoord met vergifnis. Skaamte beantwoord met vryspraak en nader trek. En hierin, my liewe geliefdes, vir myself en vir jou, hierin lê die resep vir die vervulling van God se wet. Nie deur die wet te volvoer met 'n plan om iemand by te kom nie. Het jy die Sabbatdag onderhou? Het jy gedit en het jy gedat en het jy gedit en gedat? Dis nie die oplossing nie. Maar het ek met God se liefde, met oop hande na ander uitgereik. Nie met mure van selfbeskerming nie, maar met die broosheid wat liefde 'n onweerstaanbare krag gemaak het. So kan gelowiges dit wel regkry. En die deur is oop om vandag te sê, ek is moeg gesukkel in hierdie wêreldse koninkryk. Dis tyd vir my om oor te beweeg na God se koninkryk, met God se reëls, met God se liefde, en boosheid moet eenvoudig dood gelief word. In my huwelik, en met my kinders, met my ouers, met my vriende, met my kollegas, met enige iemand wat my pad kruis. Liefde is die oplossing vir daai wrede telefoonoproep. Liefde is die oproep vir daai aaklige kyk. Liefde is die oplossing vir daai skerp reaksie. Iewers moet dit stop. Dit moet by disippels van Jesus stop. So wen ons die wêreld vir Christus. Amen.